Right, so ons is besig met 'n studie binne 'n studie. So as jy nou nog nooit vir ons kom kuier het nie, ons is besig met 'n Romeine studie wat ons vers deurgaan en toe stop ons om vir so 5 weke bietjie te gesels oor gawes. En so vandag sluit ons gawes gesprek af en so dan sal ons weer wanneer ons weer terugkom sal ons weer terugval in ons vers studie, maar dan wanneer ons Romeine 12 lees, gaan daar iets vir jou oopmaak en sin maak oor wat hy vir jou gesê het. En so as ons bietjie gesels oor gawes, het ons gesê dat elke liewe een van ons het 'n gawe gekry en so ons het gesê daar is 3 beginsels wat ek en jy moet onthou van gawes. Nommer 1, net gelowiges kan hierdie gawes kry. Nommer 2, elke gelowe het ten minste een gawe. So maak nie saak wie jy is nie, as jy Jesus volg, het jy 'n gawe gekry. En dan is daar nie een enkele gawe wat algemeen beskikbaar is vir almal nie. Almal van ons het verskillende gawes gekry. En so dis wat ons gesê het. En dan het ons gesê ons het 4 kategorieë waarin hierdie gawes val. En die eerste kategorie wat ons gesê het is die 5voudige bediening, of die bedieningsgawes, en ons noem hulle die apostel, die profeet, die evangelis, die herder en die leraar. Hierdie, alhoewel hy sê hierdie is gawes aan die kerk gegee, sien ons hierdie is 5 verskillende funksies wat verrig word. Mense, wanneer jy jou bediening uitleef, val gewoonlik in die kategorie van een van hierdie 5, en dan weet ons ook gewoonlik primêr aan 'n gemeente word daar gewoonlik enkeles aangestel om voor te loop met sekere van hierdie take. Dis die 5voudige bediening. Dan het ons diensgawes. Ons het gesê hierdie is die gawes wat ons baie keer onderskat. Ons dink nie noodwendig hierdie maak 'n groot impak nie, maar hierdie is diensbaarheid. Ander ouens sit hulp by dit. Dit is die gawe om te gee, die gawe van barmhartigheid, die gawe van leierskap en die gawe van administrasie, en party ouens sit gasvryheid saam met hierdie ouetjie. En hierdie, soos ek gesê het, is die gawes waarna ons kyk wat ons wel kan doen en ons dink dit maak nie regtig so groot impak nie. Maar die wêreld was al getransformeer gewees deur hierdie gawes. En dan die volgende gawes is ons spreek of ons woordgawes. So hierso het ons gesê dat ons moet versigtig wees dat ons nie 'n gawe met 'n talent misgis nie. Party mense het talente om hierdie goeders te kan doen, maar as ons die gees van God toelaat, verander hy lewens. En so hierdie is profesie, lering, 'n woord van wysheid, woord van kennis en bemoediging. Nou vanoggend sluit ons af met ons wonderwerkgawes, en hierdie is die gawes wat maak dat mense partykeer twyfel, en dit sit ons gewoonlik in 2 kampe. So daar's party mense wat vas oortuig is wonderwerkgawes bestaan nog, en ander ouens aan die ander kant sê nee, maar ek twyfel, ek glo nie eers hierdie goeters, ek sien dit glad nie in die kerk nie. En so dis amper half die teenpole wat jy kry, en dan kry jy nou alweer 'n mengelmoes tussendeur. Maar ons wonderwerkgawes is tale, die interpretasie van tale, geloof, wonderwerke, genesing en die onderskeiding van geeste. En so as ek en jy gaan kyk na hierdie goedjies, ons gaan nie vanoggend praat oor tale nie, ons het al gepraat oor tale. Ek het vinnig genoem dat ons het gepraat oor die definisie van die interpretasie van tale, en dat dit nie misgis moet word met profesie of met bemoediging nie. En so as jy wil meer inligting kry oor tale en die interpretasie van tale en profesie, ons het 2 weke spandeer aan dit. Vanoggend gaan ons kyk oor die res van die wonderwerkgawes. Nou, kom ons definieer net gou vinnig 'n wonderwerk. Sien, maar die groot ding is, wanneer ek en jy begin gesels oor 'n wonderwerk, dan is jou verstaan van 'n wonderwerk dalk bietjie anderste as my verstaan van 'n wonderwerk. Nou in die Ou Testament, gewoonlik wanneer daar groot wonderwerke plaasgevind het, dan het hulle gewoonlik 2 woorde gebruik om dit te definieer. Hulle het dit genoem wonders en tekens. So wonders en tekens is wat jy oor en oor sal sien as hierdie ouens in die Ou Testament verwys na wat God gedoen het, dan verwys hulle daarna as wonders en tekens. Teen die tyd wanneer ek en jy by die Nuwe Testament aankom, dan sit hulle 'n derde woord by. Nou 'n voorbeeld van dit is in Handelinge 2 vers 22. Nou daarso het jy nou byvoorbeeld, jy het nou net onthou Handelinge 2 is die Heilige Gees word uitgestort op hierdie klomp mense wat gewag het, die disippels, en dan gaan hulle na se gepraat van tale en die mense kom tot bekering, en dan staan Petrus op en hy maak die stelling, en een van die stellings wat hy maak is in vers 22 van Handelinge 2. En sy Israeliete
Luister na hierdie woorde. Jesus van Nasaret was 'n man wat deur God aan julle bekend gemaak is deur, hier is die eerste woord, kragtige dade en die wonders en die tekens wat God deur hom in julle midde verrig het, soos julle self ook weet. So hulle add die woord kragtige dade en dan het ons die woord wonders en dan het ons die woord tekens. So kom ons gesels net gou-gou vinnig en onthou hierdie val onder die kategorie van wat is wonderwerke. So ek gaan hierdie 3 woorde vir jou op die skerm sit een vir een en dan gaan ons gou vinnig daarna kyk. So as ons praat van 'n kragtige daad, dan praat ons van 'n bo-natuurlike daad. Dis iets wat God doen wat bo die natuurlike is. Nou, as jy in die oggend jou kar buitekant gestop het en daar is 'n groot wind en daar val hierdie groot tak net langs jou kar, soos hy mis jou kar soos net. Daai is nie 'n wonderwerk nie. Wat gebeur het is jy was baie lucky. Dis basies wat daar gebeur het. 'n Wonderwerk is iets wat bonatuurlik plaasgevind het. Dis wanneer daai tak reguit op pad na jou kar toe was en halfpad in die val toe besluit hy, okay nee wag, ek wil eerder gaan langs jou kar lê. Daai sal as 'n wonderwerk geklassifiseer word, maar die kans dat hy reg langs jou kar val is nie noodwendig 'n wonderwerk nie, want dit is 10 teen 1 gravitasie, hoe hy geval het, hoe die wind gewaai het gemaak dat hy so val. Ek in my wese sal baie dankbaar wees teenoor die Here dat ek nie die skade wil hoef te betaal van wat daar uitkom nie. Maar verstaan julle, daar is iets bonatuurlik wat moet gebeur. As ons ook kyk na die geboorte van 'n kind, ek weet 'n geboorte van 'n kind is amazing, maar dis nie 'n wonderwerk nie. Weet julle hoe weet ek dit? Want daar is al 8 biljoen van hulle huidiglik wat al groot geword het op hierdie aarde. Dis iets wat relatief baie gebeur. Ons verstaan dat die Here se beskerming op enkele van hulle is regtig waar groot en van ons klein babietjies is wonderwerk babietjies, maar ons weet oor die algemeen geboortes val in die kategorie van natuurlik, alhoewel dit amazing is en ons love klein kindertjies. Die blote feit is net, dis deel van die natuur wat God in plek gesit het. So ons moet verstaan dat as ons sê God se kragtige dade, praat ons van bo-natuurlike dade wat plaasvind. Okay, so dis die eerste ene. Die tweede woord wat moet saamgaan saam met hom te verstaan, is die woord wonders. So daar is goed wat gebeur wat maak dat ek in bewondering staan van hierdie kragtige daad. So ek beleef hierdie kragtige daad en dan staan ek in verwondering. Ek staan en ek is bewus van God se autoriteit. Ek het 'n ontzag in my hart. Ek staan hier so en my mond hang oop. Dis min of meer wat plaasvind. So ons het wonders en dade wat dan saam met hierdie goeders, kragtige dade. Nou, jy moet hierdie twee nie net los van mekaar sien nie, hulle overlap, maar ons verstaan hulle anders. En dan die laaste ene is tekens. Dis tekens, hierdie kragtige dade wat jou in verwondering laat staan, is gewone tekens en dit is 'n teken wat God se natuur bevestig. Dit is wat sy woord bevestig en dit is wat sy boodskappers bevestig. So met ander woorde, God gee gewoonlik hierdie kragtige dade en dit word gewoonlik as 'n teken vir die mense gegee, sodat die persoon wat nou besig was om te praat, dat dit die stamp of approval van God dra. Dis wat gebeur. So as ek en jy dink aan wonders en tekens en kragtige dade, of wat ons sal sê wonderwerke, moet ons dit in hierdie kategorie sien. Dis groot, bonatuurlike, kragtige goed wat God gee. Ons staan in verwondering en op die einde van die dag is dit 'n teken weer terug na God se grootheid, sy almag en wat hy gestuur het of wat hy gedoen het was deel van dit om vir ons 'n teken te gee. So dis min of meer hoe ek en jy wonders en tekens en kragtige dade ervaar of kategoriseer as wonderwerke. Nou, as ek en jy dink aan wat gebeur het in die Bybel. Nou, wie van julle hou van lees? Net gou vinnig hande op. As jy daar's ouens wat hou van lees. Nou, as jy nou baie goed is met lees en jy hou van lees en jy hou van om die Bybel te lees, dan kan jy maklik binne in 'n jaar of selfs korter reg deur die Bybel lees. En as jy deur die Bybel lees, gaan jy baie van hierdie goeters beleef. Jy gaan stories sien en beleef, wonderwerke wat plaasvind, en dat jy in die einde van die jaar terugstaan en sê, "Jesus, dit was amazing gewees oor wat God gedoen het." Maar, een ding wat jy nog nooit jouself gesê het nie,
is daar is baie minder wonderwerke in die Bybel as wat jy dink. En ek sê dit weer, daar's minder wonderwerke in die Bybel as wat jy dink. En hoekom sê ek dit so? En ek gaan dit vir jou op die skerm sit. Jy moet verstaan, die eerste gedeelte van die Ou Testament, vanaf Genesis tot en met Maleagi toe, strek oor dit plus minus 4.500 jaar. 4.500 jaar, tussen 5.000 jaar wat plaasvind, en daar is omtrent 150 tot 200 groot wonderwerke wat jy kan raak lees in die Ou Testament. En uitgestrek oor 4.500 jaar praat jy van een wonderwerk elke 20 tot 25 jaar. So met ander woorde, jy kyk en jy lees binne in 'n jaar, dan lees jy, Jesus, maar hierdie is baie, dis verskriklik baie wonderwerke. Wat ons dit nou onthou, dis moeilik om dit regtig waar so te sê, dat God eers elke 20 tot 25 jaar dit gedoen het. Dis nie die geval nie. Dis net as jy moet vat, hoeveel wonderwerke is daar, en oor die tydperk is dit min of meer wat ons sien. En dan wat gebeur is, dan word hierdie getal drasties meer wanneer Jesus op die toneel kom. So wanneer Jesus op die toneel kom, dis die volgende ene, praat ons hierso van Jesus het tussen 35 en 37 definitiewe wonderwerke gedoen, en dan het jy nou 'n klomp ander goedes wat hy was in 'n plek en hy het almal genees, of hy het baie wonderwerke gedoen. Johannes 21 vers 25 sê dat alles wat Jesus gedoen het is nie opgeskryf nie. Maar wat ons wel sien is die 35 tot 37 wonderwerke wat hy wel gedoen het. Oor 'n tydperk van 3,5 jaar praat ons van tussen 10 en 12 wonderwerke per jaar. So weer eens, ons praat van omtrent 1 tot 2 wonderwerke per maand. Nou weer eens, jy kyk en jy met die perspektief dink ons, Jesus het konstant wonderwerke gedoen, maar nou kyk ons net na hoe dit afgebreek is. En dan die laaste plek wanneer jy baie gaan lees van wonderwerke is in die boek Handelinge. Nou in die boek Handelinge kyk ons na omtrent so 20 tot 25 groot wonderwerke. Nou daar is plekke wanneer hulle sê en tussen hulle het daar nog baie ander wonders en tekens plaasgevind. Nou ons kan nie hulle tel nie, ons weet hulle is daar. So vir dit wat ons wel kan tel tussen 20 en 25 oor 'n tydperk van 30 tot 35 jaar, praat ons van omtrent 1 wonderwerk elke 1 tot 2 jaar. So as ek vir jou die stelling maak om te sê daar is baie minder wonderwerke as wat jy dink, dan het ons baie keer hierdie prentjie dat daar was konstant wonderwerke. Daar was elke dag wonderwerke. Dis amazing. Maar dan moet jy ook verstaan dat dis nou ek lei jou amper al van die verkeerde rigting in as ek vir jou hierdie doen. Iets wat jy moet verstaan van wanneer jy nou 'n tydlyn gaan uitpak. So julle gaan aan julle kant sal dit nou kom ons sê die begin in hierdie kant sit. En ons loop hom reg deur tot en met aan die einde van Handelinge, wat ons hom hierso nou die tydlyn eindig. So vanaf Genesis 1 tot en met die einde van Handelinge, as ons vir ons so lang tydperk uitgemaak, en jy vat oralste waar 'n wonderwerk plaasgevind het, en jy maak 'n rooi kolletjie op die tydlyn. So op hierdie jaar het daai wonderwerk gebeur, op daai jaar het daai wonderwerk, en hier het sommer 'n paar wonderwerke gebeur, en dan weer een wonderwerk, en dan hier weer 'n paar hierdie noem ons clusters. So hierso waar ons sien dat daar is 'n groepering van wonderwerke wat plaasvind, is dit clusters. So onthou nou, hier is nou een ding wat jy nou nog nooit geweet het nie. Nou, ons kan nou bietjie gaan stry oor hoe God geskep het. My Bybel sê, God het dag 1 geskep, dag 2 geskep, dag 3 geskep, dag 4 geskep, 5, 6, en op dag 6 was dit mens gewees wat daar was, en toe dag 7 is hy, en so ek tel die aarde asof hy begin het by God se dag 1. Evolusie gaan vir jou 'n hele ander storie gee, en so nou het jy nou hierdie mengsel tussen, hoe oud is hierdie aarde, waartoe gaan ons, ek hou van my Bybel, ek glo in die Here, en so ek glo in wat ons sal sê 'n jong aarde teologie, of 'n jong aarde evolusie, wat geplaas het, of 'n skepping, kom ons noem met 'n jong aarde skepping. Wat beteken, ons glo dat vanuit 'n Bybelse perspektief, as jy die Bybel letterlik vat, is die aarde omtrent so 7000 jaar oud, plaas van biljoene. Nou ek gaan nou nie 'n preek doen hoekom ek dit sê nie, maar nou sê jy vir my, Jean, maar die science, die wetenskap sê dis biljoene jare. Ons kan daai gesprek eendag hê. Maar vir nou, hierdie conversation wat ek nou met jou wil hê, is as ons sê, hierdie is die tydperk waarin dit was, dan verstaan ons dat Genesis in homself,
Net die boek Genesis speel af oor 2.500 jaar. Dis wat plaasvind. Julle onthou, daar's ouens wat soos 700 jaar oud geword het, en dan is die volgende ou word soos 500 en soveel jaar oud. So Genesis speel oor 2.500 jaar af. So as jy 'n wonderwerk het, byvoorbeeld Isak word gebore, want onthou, Isak, Sara kon nie kinders kry nie, so daai is 'n wonderwerk. Dan moet jy 'n kolletjie insit in 'n 2.500 jaar spasie. Dis nie baie kolletjies nie. Genesis het nie baie kolletjies in nie. Die eerste plek wat jy baie kolletjies vir wonderwerke sit, is Exodus. Dis wanneer ek en jy die storie van Moses lees, en waar Moses die Israeliete uit Egipte uitvat, en hy vat hulle na die beloofde land toe. Daai 40 jaar sit jy baie kolletjies. Dis goeie soos die 10 pla. Dis stories soos die Rooi See wat oopgaan. Dis stories soos 'n wolkkolom wat hulle in die aand beskerm, en 'n vuurkolom, nee, die wolkkolom was deur die dag, 'n vuurkolom was in die aand gewees. Daai is wonderwerke. Die feit dat God hulle gevoer het met kwartels en manna wat hy in die woestyn vir hulle gegee het. Daai is wonderwerke. En die oomblik wanneer ek en jy in Genesis, in Exodus reg deur tot en met Deuteronomium gaan kyk, daar gaan jy baie kolletjies sit. En daai is jou eerste kluster. Die eerste kluster wat baie goed gebeur. Hoekom? Want hierso vestig God sy volk, en hy vat hierdie volk vanuit hierdie plek wat slawerny het, en hy is besig om hulle te vat na hulle beloofde land toe. So die rede vir hierdie baie wonderwerke is omdat God spesifiek iets wou gedoen het. Hy wou laat die nasies weet dat hy is God. Dat teen die tyd wanneer hulle by die Midianiete kom en al hierdie ouens, dan staan hulle, dan sê hulle dat ons is bang vir die Israeliete, want hulle God het die Egiptenare vernietig. Wonderwerke het die Egiptenare op hulle knieë gebring en het die wêreld bewus gemaak van God se grootheid. Die rede vir die eerste kluster. Die tweede kluster wat ons sien is Moses gee oor vir Joshua. En vir die volgende 30 jaar wat hier plaasvind, is dit die nasie wat gevestig word binne in die beloofde land. En so onder Joshua het jy byvoorbeeld, hulle het onder Moses het hulle deur die Rooi See geloop, onder Joshua het hulle deur die Jordaanrivier geloop op droë grond. En hulle het op 'n stadium gekom by Jerigo, en hulle het om die stad geloop, en toe val al die mure om. En julle onthou hierdie stories, en dis jou volgende kluster, is daar word wonderwerke plaasgevind, want wat het gebeur? God bring sy nasie binne in die beloofde land in. En die wêreld sal sien en getuig die grootheid en die goedheid van God. En kort na dit, na Joshua, het jy nie 'n sterk leier nie, ons niemand wat die ouens reg call to account nie. Hulle begin met die koning-era, en in die koningsera is hierdie ouens besig om goddeloos te word. Teen hierdie tyd is die nasie al gesplit, die boonste gedeelte is Israel, onderste gedeelte is Juda, en dis chaos. Hierdie ouens is goddeloos, absoluut goddeloos. En dan stuur die Here 2 profete, een na mekaar, Elia en Elisa. En onder hierdie ouens maak hulle die wêreld bewus, hulle maak hierdie ouens bewus van hulle goddeloosheid. En hier sien jy die volgende kluster. Wonderwerke op wonderwerke op wonderwerke. Goeie soos, maar ons hou op bid en dan of ons bid en dan stop dit vir reën vir 3,5 jaar. En intussen word meel en olie word gehou vir 3,5 jaar. En daar's 'n klomp stories. Beide van hierdie profete wek iemand uit die doodheid op. Daar is 'n ding van 'n byl se kop wat dryf op water. Daar is 'n beer wat uit die berg uitkom en kinders opvreet. Daar is 'n klomp sulke wonderwerk goeders wat ons kan sien en net verstom staan. En die rede daarvoor is God is weer besig om vir die nasie bewus te maak, wie is ek? Julle leef goddeloos, julle leef asof ek nie bestaan nie. Kom ek wys vir julle wie is ek. En daar lê jou volgende kluster. En dan die volgende kluster wat jy daarna gaan beleef, is in die storie van Daniël. Nou onthou, intussen kan jy hier en daar 'n paar rooi kolletjies gaan insit, I get that. Maar jou volgende kluster wat ons gaan sien is in Daniël se storie. Nou wat gebeur in Daniël se storie is Babylon kom in en hulle vernietig Juda. En nou wat gebeur is, nou vat hulle al die mense, hulle vernietig die tempel, hulle vat hierdie mense, hulle bly in Babylon, en nou kom bewys die Here vir Babylon en al die goddelose nasies, wie is hy? Hy slaan vir Nebukadneser, dat hy vir 7 jaar soos 'n dier buitekant leef.
En toe Nebukadneser nigter word, toe sê hy dit is die God van Israel wat die ware God is. Daar is 'n klomp goeters soos 'n Daniël in die leeukuil en ek dink dit was koning Darius. En wat toe Daniël uitgekom het uit die leeukuil, het sê die goddelose koning, hy sê dat die koning en die God van Israel is die ware God. Daar is sekere kere wanneer hierdie wonderwerke deel van 'n kluster vorm. En die rede daarvoor is want daar is iets wat God wys. Daar is iets, 'n teken is bonatuurlik en dit maak mense in verwondering staan, maar dit bly 'n teken van wie God is, sy natuur, van sy woord en die boodskappers wat ek gebruik, soos 'n Moses en 'n Joshua en 'n Elia en 'n Elisa en 'n Daniël. Hierdie ouens is deur my gestuur. Dis die doel gewees reg deur die Ou Testament van wonderwerke. So met ander woorde, as ons gaan kyk en ons maak die stelling en ons sê daar's nie so baie wonderwerke soos wat jy dink nie, beteken dit die algemene ou wat nie geleef het in hierdie klustertydperke nie, kon geleef het sy hele lewe lank en nooit 'n wonderwerk sien nie. En dis met hierdie wat ek vir jou die stelling maak om te sê daar is baie minder wonderwerke as wat jy enigsins van bewus is. Nou, wat is die beginsels van wonderwerke? Nou laat ek jou net eers gou klaar ordentlik net eers, ons gaan nou by uitkom, want dit klink asof ek vir jou sê dat ons moenie baie wonderwerke verwag nie. Dis nie waartoe ons gaan nie. Die 3 beginsels wat ek en jy moet verstaan rakende wonderwerke vandag nog, is die eerste een. Nommer 1, dit gebeur nie elke keer nie. Sien, ek en jy het 'n begeerte in ons hart, dat elke keer wanneer ons deur 'n krisis gaan, dan is daar iets in ons wat 'n behoefte het vir 'n wonderwerk. Nou, kan ek jou vra om eerlik te wees, vanaf jy 'n kind is en vanaf jy kan onthou, wie van julle het al gebid vir 'n wonderwerk? En ek steek my hand op. So wie het al gebid vir 'n wonderwerk? As jy nie jou hand opsteek nie, het jy 10 teen 1 uitgezoun tydens die diens. Maar jy het min of meer, het almal van ons iewerste al gebid vir 'n wonderwerk. En dit was dalk gewees in 'n finansiële krisis, dit was dalk toe iemand siek was, dit was dalk omdat jy iets verloor het. Ernstig in ons het ons hierdie begeerte vir wonderwerke en dan gebeur daar iets wat in ons harte breek as God nie deurkom nie. Daar's iets wat breek dat as ons bid vir iemand wat naby ons is en God gee nie 'n wonderwerk nie, dan twyfel ons in sy natuur en ons twyfel in sy grootheid. Maar hier's die een ding wat as ek en jy gaan kyk na geskiedenis. Nie oralste deur geskiedenis het God elke liewe keer ingegryp nie. Kom ek gee jou 'n voorbeeld. In een van ons klusters in die Nuwe Testament, wat jy het nou gesien, toe Jesus gekom het, hierdie word 'n kluster oor wonderwerke. Hier is Jesus, hy is die Messias en 'n teken van die feit dat hy 'n Messias is wonderwerke ver meer as enige ander tyd gewees, maak nie saak waar dit was nie. So in Jesus se tyd is God se bevestiging op Jesus. Die volgende tydperk wanneer ons dit sien is in die boek Handelinge. Handelinge is weer eens, dis die vorming van God se kerk. En op 'n stadium is die kerk besig om vervolg te word deur die Jode. Die Jode is besig om hierdie ouens, inteendeel wat gebeur is hulle stenig vir Stefanus in Handelinge 7 en die regering doen niks. En toe besef die Jode, hoorie, maar nou kan dit open season wees, want dit beteken ons kan hierdie Christene doodmaak en hulle gaan niks aan ons doen nie. En so nou wat gebeur is, Handelinge 7 begin hierdie ding, dit is volwaar open season op al die Christene. Teen die tyd wanneer ek en jy by Handelinge 12 aankom, het Herodes Agrippa klaar vir Jakobus doodgemaak. Nou Jakobus is Johannes se boetie, die skrywer van 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes, die boek Johannes en die skrywer van Openbaring. Sy boetie is die seuns van Zebedeus, 2 van die disippels. Jakobus is doodgemaak in die begin van Handelinge 2. Die volgende ou wat hulle gevange neem is vir Petrus. Hulle het Petrus gevange geneem, hier's Petrus in die trok, en hulle sit vir hom 4 groepe soldate, van 4 soldate elk, by hom. Wat beteken hulle hou hom dop 24 uur 'n dag. En so een tyd, terwyl hy nou in die tronk sit, en hulle wag vir hom, en die volgende dag, gaan hulle basies hom nou uitbring, en dan gaan hy nou seker 10 teen 1 doodgemaak word, maar dan sien ons die storie, hy is tussen 2 soldate, hy is vasgeketting tussen 2 soldate, en 2 soldate staan buitekant die hek. En hy is aan die slaap, hy is uit soos 'n kers, hy slaap asof niks probleme ernstig in sy lewe is nie, en dan kom die engel, en hy stamp hom wakker, en hy sê, Petrus, staan op, hier gaan ons.
Nou staan hy op en daar gaan hy uit. Nou moet julle verstaan, onthou, soveel soos dit jy dink, daar is baie wonderwerke. Teen die tyd wanneer Petrus gaan klop aan die mense se deur om te sê, "Ag julle, dis Petrus." Dan sê hulle soos, "Nee, dit kan nie hy wees nie. Ons is besig nog om te bid vir hom om uit te kom." Hierdie ouens is so stom geslaan dat daar 'n wonderwerk wat plaasgevind het, maar hier is die wonderwerk. Hy staan daar buitekant. 20 jaar later word Petrus weer gevang. En hierdie keer is hy 'n martelaar. Hierdie keer word hy onderste bo gekruisig. Sien, die Here het hom die eerste keer bonatuurlik met 'n engel uit die tronk uitgehaal. Maar hy het hom nie die tweede keer uit die tronk uitgehaal nie. Sien, Lazarus was een keer uit die dood uit opgewek. Maar Lazarus het weer dood gegaan. Ons moet verstaan dat alhoewel daar plekke is wanneer God wonderwerke doen God nie altyd wonderwerke nie. En ons moet oukei wees met die wete dat nie altyd doen God wonderwerke nie. So, wat gebeur? So die eerste beginsel is ek en jy gaan kyk en sê dit gebeur nie elke keer nie. Die tweede ene is so as dit nie gebeur nie, wat gebeur in my hart? Sien, ek en jy kan baie vinnig soos Johannes die Doper optree. Johannes die Doper was die ou gewees wat voor Jesus uitgegaan het. Hy's Jesus se neefie. Hierdie ou het op 'n stadium, hy was nie op sy bek geval nie. Hierdie ou het 'n ding gesê wat reg is. En een van die ouens met wie hy gepraat het, was Herodes. Nou Herodes, ek dink is Antipas gewees wat met sy niggie wou getrou het, maar dis ook sy broer se vrou en is een of ander nes daai. En Johannes die Doper maak die stelling en hy sê jy kan nie met jou broer se vrou trou nie. En hier vat hulle gooi hom in die tronk. Nou sit Johannes die Doper in die tronk. En hy weet in sy wese dat Jesus, want hy het Jesus gedoop. Op daai stadium het hy Jesus gedoop en hy het gesê daar kom iemand en ek gaan nie eers waardig wees om sy sandale te dra nie. En teen die tyd wanneer Jesus gedoop is, dan sê hy daar is die lam van God. Hy herken Jesus as die lam van God. En dan sit hy in die tronk en skielik begin hy twyfel, want nou het ek 'n wonderwerk nodig. Ek sit in die tronk, die Messias is die buitekant, hy is supposed om iets te doen en niks gebeur nie. Hy bly in die tronk en hy bly in die tronk en hy bly in die tronk. En hy stuur 'n boodskap na Jesus toe en hy sê vir sy mense, gaan vra vir Jesus, is hy regtig die Messias of moet ons wag vir iemand anderste? Sien, die oomblik wanneer ek en jy begin bid vir wonderwerke en dit gebeur nie, dan wil ons optree soos Johannes. Is God regtig reël? Of moet ek iets anders te glo? Sien, dis wat gebeur, is hierdie twyfel, hierdie worstel in ons hart. En dan is Jesus se antwoord en hy sê, gaan vertel vir Johannes wat sien julle? Blindes sien, lam mense loop, dooies word opgewek en die goeie nuus word versprei. Moenie offended wees dat as wonderwerke om jou plaasvind, maar dit nie jou affekteer nie. Dis eintlik wat hy vir Johannes sê. Sê die goeie nuus word versprei, blindes loop, dowes hoor, blindes kan loop, of hulle van die begin af, ek besef, blindes kon sien, lam mense kon loop, vir wat het werd is. Julle sê by die eerste, maar julle sê my, los, net daar. Maar so dis wat ons beleef. So met ander woorde, ons het hierdie gedeelte wat ons hierdie beginsel verstaan, dat as 'n wonderwerk nie met my gebeur nie, wat gebeur in my hart? Weet julle wat modelleer Jesus vir ons? Jesus in die tuin, Lukas 22. En hy staan met die grootste prys wat voor hom is, wat hy regtig nie wil betaal nie. En hy sê, Here, as dit u wil is, laat hierdie beker verby my gaan. Here, as dit u wil is, maar as dit nie u wil is nie, sal ek dit drink. Sien, daar is 'n beginsel wat ons moet verstaan, dat ons meeste van die tyd, hoekom ons wonderwerke soek, is omdat jy jou geloof wil versterk, en nommer 2 is omdat jy uit 'n krisis uit wil kom. Maar ons moet verstaan, dat as die Here jou uit daai krisis uithaal met 'n wonderwerk of nie, Here, u wil, nie my wil nie. Dis die tweede beginsel, en dan die derde beginsel, wat ons gaan vashou, is jou beste kans vir 'n wonderwerk. My en jou beste kans van 'n wonderwerk, om vandag dit te beleef, is 'n postuur en nie 'n formule nie. 'n Postuur en nie 'n formule nie. Sien, wat gewoonlik gebeur is, mense wat leef in wonderwerke, maak die stelling, ons kom en ek het 'n groot behoefte,
van gesondheid in my lewe, en nou gaan ek na 'n kerk toe, en ek wil hê julle moet bid vir my, sodat ek 'n wonderwerk kan beleef, en nou sê hulle vir jou, dat as ons bid en jy word nie gesond nie, is omdat jy nie genoeg geloof gehad het nie. Of hulle sê vir jou, maar dis omdat jy nie hard genoeg gebid het nie, omdat jy nie genoeg glo nie, omdat jy nie nederig genoeg is nie, omdat jy nie iets gedoen het nie. Ons breek wonderwerke af, dat as ek 'n formule volg, gaan daar 'n wonderwerk wees, en dan wat ons doen is, iemand gee vir jou die formule, jy doen alles in jou om die formule te volg, en jy bid elke dag, en jy glo, en elke keer as jy twyfel, dan sê Here, maar ek wil nie twyfel nie, Here, ek wil glo, en dan volg jy die formule, en dan kom daar nie 'n wonderwerk nie. En dan knak ons geloof. Dis nie 'n formule wat jy moet volg vir 'n wonderwerk nie. Wat moet gebeur is, daar is 'n hartspostuur wat moet verander by ons. 'n Hartspostuur van geloof. Wat beteken ek leef in geloof of God deurkom of nie. Ek leef in gebed of God antwoord of nie. Dis 'n postuur om op 'n plek te kan wees wat ek leef ten spyte van dit, toegewyd en gehoorsaam teenoor God. Dis 'n postuur van hart, nie 'n formule nie. En skielik dan, wanneer ek en jy begin agterkom en ons lees stories van ouens, en veral toe ons openbaringsstudie begin het, dan praat jy oor die ouens wat gemartel was. Mense wat toegewyd is in die Here. Polycarpus, wat op 85 jaar ouderdom, sleep hulle hom op, en hulle sê vir hom, maar as jy nie nou God gaan ontken nie, brand ons steek jy nou lewendig aan die brand. En hy sê, maar hoe kan ek na soveel jare God ontken? En hulle steek hom in die brand. Dis wat gemaak het dat hulle Christene binne in hierdie groot yster of 'n bronsbul ingesit het, en 'n vlamme aan hierdie ding opgemaak het, dat jy lewendig brand binne in daai bul. Dis wat gebeur het met Christene wat gesê het, Here, ek sê ja. Want weet jy wat het hierdie ouens gesnap? Dat of ek 'n wonderwerk kry of nie, gaan my geloof nie wankel nie. Wanneer die uitkoms vir hierdie ding gaan daar wees of nie, Here, sal ek vashou, en ek sal nederig bly, en ek sal gehoorsaam wees teenoor U ten spyte daarvan. Dis 'n postuur van hart eerder as 'n formule wat ek moet volg. Dis wat gebeur. En dan snap jy iets. As jy in daai postuur is, dan besef ons een ding wat amazing is. Is ons besef dat jou grootste wonderwerk, die grootste wonderwerk wat ek en jy het as gelowiges, is die feit dat die Heilige Gees in jou is. Hy het jou 'n nuwe mens gemaak, en dat as jy al hierdie gemors op hierdie aarde deurleef, en as jy al hierdie dood en al hierdie seer en al hierdie pyn en die gemors in terme van liggaams wat siek is en alles, as ons deur alles gaan, staan ons eendag voor God met 'n nuwe liggaam, vry van pyn, vry van smart, vry van trane, en daarin lê ons grootste wonderwerk. Jy is 'n vernuwing, jy is 'n nuwe mens wat voor God in ewigheid gaan wees. En hierdie wat ons op aarde beleef is net so kort. En so wanneer ek en jy gaan kyk na wonderwerke, en daar's alles in jou wat 'n begeerte het vir dit, moenie dink 'n formule gaan jou daar uitkry nie. Moenie dink dat omdat iemand vir jou gesê het, maar jy moet meer geloof hê, of jy moet hierdie doen, of jy moet meer geld gee, of jy moet meer iets, niks van daai formules gaan maak dat God se arm gedraai word vir 'n wonderwerk nie. Wat God se hart roer, is 'n postuur wat gehoorsaam is, en wat nederig is, en wat geloof het ten spyte van alles. 'n Geloof en 'n hoop op Jesus wat sê, maak nie saak wat nie, ek hou vas. Dis wanneer ons beleef dat God bring wonderwerke. En so alhoewel ek hierdie stelling gemaak het in die begin, daar is baie minder wonderwerke as wat jy dink, wil ek ook vir jou sê, vandag is daar baie meer wonderwerke as wat jy dink. Sien, want dan, as jy begin stop en jy begin luister na mense links en regs van jou, dan hoor jy hoe God wonderwerke in iemand anders se lewe gedoen het. En jy hoor mense wat se lewe bonatuurlik gered is. En jy sien mense wat bonatuurlik finansiële deurkoms gekry het oor hoe God voorsien het. En ons gaan stop en ons gaan luister na mense, en jy hoor die goedheid en die genade, maar jy hoor die postuur van daai mense se hart. Is mense wat sê, Here, ek sal bid, maak nie saak wat nie.
Here, ek sal vashou aan u grootheid, of my lewe gedreig word of nie. Daar is 'n postuur van hart wat plaasvind. Ons beste kans vir wonderwerke is dit. En daar is definitief meer wonderwerke as wat jy kan imagine. Isaac Burger hy was die president van die AGS kerk gewees vir 'n baie lang tydperk. Hy het 'n boek geskryf en dit is ek dink die wonderbaarlike hart van God se genesing of ietsie soos dit. Gaan hy en hy gebruik 11 stories met mediese bewys oor hoe God hierdie ouens gesond gemaak het. En een storie is oor 'n vrou wat ek het dit baie lanklaas die storie gelees. Ek kan nie onthou of dit kanker is wat hulle opgetel het op haar pankreas en of dit 'n tumor was, 'n gewas of ietsie soos dit was nie. Maar hulle het die scans gekry wat hulle hierdie goeters gesien het en toe hulle haar invat in die operasietafel en hulle sny haar oop, toe hulle haar oop het, toe is daar niks. Daar is geen gewas, geen kanker, is niks. Kyk na die scans, kyk en wonder, is hierdie die regte persoon? Dis 'n wonderwerk. Dis 'n wonderwerke. Daar is wonderwerke wat ons beleef reg rondom ons. En die blote feit is as ek en jy besef dat God werk vandag nog, dan gaan kyk ek en jy na die wonderwerkgawes. En ek sê dit weer vir jou, die wonderwerkgawes op die skerm. Okay, so die eerste ene is tale. Die tweede ene is die interpretasie van tale. Daarna kyk ons na geloof. Dan kyk ons na genesing. En ons gaan kyk na wonderwerke. Mense wat gawes het, wat geloof, wonderwerke en genesing kan aktiveer. Alhoewel ons weet dat hierdie is vanuit 'n postuur uit, gee die Here gawes vir sekere mense en 'n geloof in hulle hart dat wanneer hulle bid, werk God wonders. Bonatuurlik, ver meer as wat ons kan dink. Ek en jy moet verstaan waar pas wonderwerke in. En so ons weet dat ons beleef nie altyd wonderwerke nie. Ek weet nie hoekom gaan 'n mens elke keer net hospitaal toe en bid net vir almal en maak die hospitaal leeg nie. Ek weet nie hoekom kan ons dit nie doen nie. Ek weet nie wanneer beweeg die Here en wanneer hy nie beweeg nie, maar ek weet die beste kans vir dit is 'n postuur en vir party keer dan verras die Here ons en dan word daai 'n teken van die boodskapper dat iemand instap in 'n hospitaal en die persoon wat daar lê is 'n ongelowige. Ek luister nou die dag 'n storie van 'n mense wat hulle buurvrou aan die oorkant hulle straat is 'n ateïs uit en uit. En sy gaan lê in 'n hospitaal en dis verby. Hulle verwag om binnekort die masjiene te moet afsit. En hierdie oom en tannie wat so lank al met hierdie vrou probeer praat, gaan en hulle bid vir haar en net daar word sy wakker. Vir party mense kweek dit geloof in hulle hart en hulle het nooit geloof gehad van die begin af nie. God het net ingekom en hy het iets gedoen. In daai vrou se situasie het sy ongelowig gebly. Sy het ongelowig gebly. En tog het God deurgekom. Ons verstaan nie wanneer en hoe nie, maar een ding wat ons weet is bonatuurlike krag. Kragdade gaan altyd spreek van sy natuur. Dit gaan spreek van sy woord wat waar is en dit gaan spreek van die boodskapper wat hy stuur is reg. Dis wat ons sien, dis wat ons beleef. Mag ons getrou wees met dit. En wanneer ons 'n gawe het van wonderwerke of 'n gawe het van geloof of 'n gawe het van genesing, moenie vir 'n oomblik dink dat jy kan roem daarin nie. Nie vir 'n oomblik nie, want vir elke ou wat dink hy roem daarin, soveel ouens moes die prys betaal het van dit. Maar God is genadig. En dan is daar natuurlik 'n ander ene en ek gaan net liggies gaan praat met hom. En dit is die gawe van die onderskeiding van geeste. Nou hierdie is baie moeilik om oor te gaan gesels, want daar's nêrensste in die Bybel wat vir ons sê, so lyk die gawe van die onderskeiding van gawes nie. Hy doen dit vir ons met tale, hy doen dit vir ons met profesie, maar omdat daar so min is, gaan ek en jy nou begin rondlees en jy gaan lees nou enige vorm van dit ernstigste wat daar 'n gees is en jy sê maar hierdie is nou onderskeiding van die geeste. Hierdie is die basic breakdown van hoe ek en jy dit kan verstaan in sy simplistiese vorm, sonder om in 'n argument in te gaan. Nommer 1, my persoonlike opinie, die primêre funksie van die onderskeiding van geeste,
is om te kan identifiseer, is hierdie God se gees wat werk, of is hierdie Satan se gees wat werk. Daar is 'n onrustigheid in jou om te kan sê, maar hierdie voel nie reg nie. Of hierdie is God wat werk. Dis 'n onderskeiding tussen God en Satan. Ek onthou daar was op 'n stadium gewees, het ons op toer gegaan as studente en een van die ouetjies by wie ek gebid het, sê toe hy wil sy hart vir die Here gee. En die oomblik toe ek vir hom sê, okay, maar nou wil ek hier moet bid, maak hy sy mond oop en daai wat uitgekom het is nie Afrikaans of Engels nie. Daai was 'n vreemde taal en in my wese weet ek hierdie is nie reg nie. En ek stop hom net daar. Ek sê dis nie wat ek gesê het nie. Bid in Afrikaans. En daar draai 'n ding. Daar is iets wat jy in 'n oomblik weet, hierdie is nie van die Here nie. Maak nie saak hoe oulik hierdie is nie, hierdie is nie tale nie, hierdie ding is vreemd. Wat gebeur is, ons moet verstaan, daar is Satan wat vernietiging bring en demone wat vernietiging bring en die onderskeid tussen wanneer God werk en wanneer Satan werk, glo ek, is die primêre funksie van die gawe van die onderskeiding van geeste. Dis wat ene. Ander mense vat hierdie ding verder en hulle sê maar dit is mense wat kan onderskei wat se tipe gees in mense is. So dit is 'n demoon van vrees en is 'n demoon van slawerny en is 'n demoon van en wat ook al en dan word daar 'n baie lang lys gesit. Nou, hier's my ding waar ek versigtig is. Daar's nie baie bewys, soos ek sê, wat die definisie van die onderskeiding van gawes afbring nie. En die oomblik wanneer ons demoonname uitdink wat die Bybel nie van praat nie, dan sê ek, tread carefully. Loop baie versigtig. Want die groot ding is, ons trek baie keer weg en ons sê, jou demoon van broodjies eet. En dan dink ek by myself, maar wie het vir hom sy naam gegee? Ek vra die vraag en dan sê ek net soos, kom ons sê net 'n bietjie nederigheid in ons hart oor dit. Maar daar is mense wat dit so interpreteer. Ek gaan hulle nie doodgooi met klippe nie, bloot oor dat ons het nie die duidelike verstaan oor dit nie. Maar as jy vir my vra oor hoe ons dit sien in die skrif, dat ek en jy moet onderskei tussen die woord, wanneer iemand 'n woord aan jou bring, moet jy gaan onderskei wat dit is. As jy gaan kyk na die profete wat gaan staan en praat voor mense, moet daar mense wees wat oordeel oor dit. Daar is 'n onderskeiding wat plaasvind en so ons sien baie van hierdie wanneer ons daai as voorbeelde gebruik. So vir my die beste definisie daarvan, sonder om nou te ver in tegniese detail te gaan, is my verstaan van onderskeid tussen wanneer is dit God en wanneer is dit Satan. En ek dink binne in daai ene in homself kan 'n mens vryheid beleef. Maar hier is die groot ding, ons sluit gawes af. Dit wat ons weet, is dat God gee die gawes aan sy liggaam. Die doel vir hierdie gawes is tot eer van sy naam en tot voordeel van sy kerk. Hoor mooi, elke liewe gawe wat hy gee, is in sy wese ongelooflik mooi, tot eer van sy naam en tot voordeel van sy kerk. En as die kerk en die wêreld hierdie goeders in 'n gemors in verander het, sê ek vir jou, gaan terug na die skrif toe en beleef die mooi van die gawes. As jy hierso sit en jy weet nie wat is jou gawe nie, sê ek nou vir jou dat die kerk, die liggaam van God is armer, omdat jy nie weet en funksioneer in jou gawes nie. Ons leef in 'n kerk, grootletter kerk wêreldwyd van mense wat sit en ons is spectators, ons is toeskouers. En ons besef nie dat ons moet inklim met ons 2 voete en die gawes wat God my gegee het om 'n impak te maak in die mense om my nie. En begin jou reis om te ontdek. Begin jou reis om te ontdek wat is jou gawes. Ons sal seker iewers hopelik nog in hierdie jaar sal ons 'n kursus doen wat gaan spesifiek oor gawes. Ek kan nie nou daai spesifieke tyd en details vir jou gee nie. Luister daarna, maar begin nou al worstel. Here, U het vir my 'n gawe gegee. Wat is dit? Want hierin moet ek groei vir die voordeel van die kerk en tot eer van U naam. En is die hart van gawes. Kom ons sluit die oë. Here, wat 'n voorreg is dit wat ons het om tyd saam te kan spandeer. Ek bid dat ons in ons wese gehoorsaam sal wees teenoor U. Here, dat ons in ons harte sal jubel en juig oor die feit dat U vir ons gawes gegee het en hierdie gawes 'n verandering in lewens maak. Mag ons getrou wees met dit. Mag ons in ons wese sê, Heilige Gees, kom doen wat U wil in ons harte.
En ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen.